Jy kry taf en dan kry jy taai en ons niks so taai soos 'n boer nie. 12 boere het 6 maande om so goed as moontlik te word in gemengde vegkuns. En op die 14de September gaan hulle stal wys in die Versus Kruit. En een Moereboer kampioen gaan dan aangekondig word. Hierdie is Moereboer. In hierdie episode van Moereboer besoek ons die boere van die rooi span en ons vat 'n klein tree in hulle lewens in op die plaas en hoor ook by hulle familielede wat hulle dink van die uitdaging. Ons is terug in die Noord-Kaap by Etienne, Jannie en Hendrikus. Jannie, lekker om saam julle te kuier vandag. Ek sien jy hele ondersteuningsraamwerk hier so saamgebring vandag. Is daar 'n spesifieke rede hoekom elke persoon hier so sit saam met ons vandag? Ja, wel. Ek het besluit ek moet seker maar my vrou inbring en my regte vriende was ongelukkig nie beskikbaar nie, so ek moet maar die res van hulle kry. Janka, as op jou kan begin as vrou, iets interessants wat jy kan noem in die laaste 6 maande gebeur het as gevolg van Moereboer? Jannie se humeur is baie meer beheerbaar in die huis. Goeie uitlaatklep om op 'n bokssak te oefen. So in die huis is so kwaai nie, maar dit is goed dat hy nou begin oefen. Jannie noem in die een video dat jy baie opgewonde was om toe jy gehoor het van die geleentheid. Enige spesifieke redes? Ek wil vir Hendrikus ontmoet. Maar nee, ek is bly vir hom. Dis 'n goeie ding wat hy doen. Julle dorp en omgewing het baie met jou gesels oor die geleentheid. Ja, hulle is almal baie excited oor Jannie. Dis maar 'n klein dorpie, maar almal is agter hom. Hoe werk die plaas saam met die oefening en so? Ja man, ek gaan dood eerlik wees, dit is maar moeilik. Ons was nou deur die Pekinet se oesseisoen en alles, so mense is maar besig en die feit dat ek 'n beroepsjagter is, die winter is mens maar vir lang tye op 'n slag weg. So die oefen het maar op tye swaar getrek. Ek is positief oor die hele ding en ek voel daarom dat ek genoeg gedoen het om myself te kan uitbeeld soos wat ek veronderstel is moet kan op die aand. Kry jy baie geleentheid om dit te gaan doen per week of hoe werk dit? Hoe maak jy vir jouself tyd om daar uit te kom? Ek het een van my vriende se bokssak geleer en ek het hom sommer buite onder 'n boom opgehaal daar by die huis. As ek nie by die skopboks oefeninge is nie, probeer ek maar dit wat ek daar leer toe te pas op die skopsak by die huis. Ek kry daai bokssak saam en daar waar ek 'n plek kry om op te hang, is dit maar waar ek werk. Terwyl julle nou was hierdie week, ek dink dit was baie insiggewend geweest en ons het goedjies geleer wat ons nie vooraf geweet het hoe om spasie te gebruik en al daai tipe dinge nie. Maar ek voel dit kom by mekaar. Toe ek by julle kom kuier by die boerevereniging, was dit my ongelooflik die ondersteuning wat jy van die boerevereniging daar af kry. Ja. Hoe was hulle betrokkenheid in hierdie hele 6 maande gewees? Die ondersteuning is baie goed. Jy weet, as jy ou in die straat raakloop, vra hy altyd hoe gaan dit? Jy moet oefen. Jy weet, dis nie eers dat hulle vra of jy oefen nie. Hulle sê jy moet oefen. Ek dink dis amazing dat julle hand opgesteek het vir daai eerste geleentheid. Jy breek die grond vir die toekoms in terme van die ding en dit is 'n fantastiese geleentheid om van deel te wees. Jannie maak dit duidelik dat julle deel is van sy ondersteuningsraamwerk en ook so baie goeie vriende is. Kan jy 'n bietjie meer vertel van die verhouding wat julle het met Jannie? Jannie is baie goeie vriende met my man. So ons kom al 'n lang pad vandat ek my man ontmoet het. Ek is die heeltyd betrokke by kompetisies tussen die twee van hulle. Wie is die beste in wat? So ek en Bianca moet die heeltyd kies. So toe het ek begin van Jannie leer en sy persoonlikheid en hoe dedicated hy is. As hy eers besluit hy gaan 'n ding doen, then does it. En dit is net amazing om te sien. Ja, ons kom van Universiteit of St. Bianca. Hulle is baie goeie pelle, baie goeie mense, regtige sout van die aarde mense. Ons is natuurlik hier om te ondersteun. Ons dink hy het regtig 'n goeie kans om te wen. Hy is getroud aan Bianca, so ons weet hy's taaf. Ons sê die enigste ding wat teen hom tel is hy het 'n groot kop, so is 'n maklike teiken. Julle hierdie laaste 6 maande waar jy met die journey begin het tot nou toe, enige interessante straaltjies wat jy kan vertel, goedjies wat gebeur het. Wat nice is hy sê hy wil hierdie aanhou na die tyd. En ek dink dit is wat saak maak. Jy oefen en die geleentheid skep om aan te hou mooi na die tyd, die gewoonheid en die leefstyl meer as net vir die kompetisie. En ek dink dit sal vir hulle albei baie beteken. Ja. En om vir Lukaatjie en die kinders saam met dit groot te maak is awesome. Alshay, dankie vir die dag wat jy saam met ons spandeer. Ek wil graag vir jou vra, die laaste 6 maande, 'n uitdaging, opwinding. Baie opwinding, so klein bietjie van 'n uitdaging. Hy geniet dit regtig
en ek's baie trots op hom. Met die laaste versus event het ek gesien jy daar aan die kant gesit en soos jy houe geval het jy maar so nou en dan self geskerm en so. Hoe voel jy oor die aand wat kom? Ek moet sê as ek daaraan dink, dan begin my hart nogal vinnig te klop, maar ek dink my man het dit in om harde roue terug te slaan. Okay. So ja, ek berei myself emosioneel voor om dit te sien. Want hy gaan geslaan word, maar hy gaan ook terugslaan. Die dorp, die gemeenskap, ek kuier vir die laaste 3 dae hier by julle. Ek kan agterkom, almal staan ongelooflik agter die 3 manne. Die gemeenskap saam met jou saam en so trek hulle jou in, praat hulle baie oor Mooiroboer. Ja, hulle doen. Ek moet sê ek waardeer die gemeenskap ongelooflik baie. Dit is my so mooi om te sien hoe opgewonde almal is en die ondersteuning en hoe almal hulle inleef in dit en net hoe dit die gemeenskap saamtrek. Dit is my baie mooi. Ons ken julle nou as die Noord-Kaap, maar ek hoor almal praat van die skema. Ja. Driekes het ons verduidelik van 1914 tot 1982 of 88, dit is die groter, maar ons verstaan nou wat die skema oor gaan. Ek is baie beïndruk met julle jong boerevereniging. Die ouens was regtig baie opgewonde om ons daar te hê en saam met dit kon ek sien die ondersteuning wat hulle vir Driekes gehad het was ongelooflik geweest. Driekes van jou kant af, die gemeenskap daar, die boerevereniging, wat 'n rol het hulle gespeel in die laaste 6 maande? Die ondersteuning van die jongboerevereniging en van die skema van Vaalharts was ongelooflik en ons is baie dankbaar daarvoor. En en ons sien baie uit na die 14de. Daar sprake, daar gaan 'n bus of 2 gaan, so ek hoop dit gebeur. Daar's 'n klompie mense kaartjies gekoop. Dit is vir ons ver, maar dit word lewendig uitgesaai en ons is seker die wat nie daar gaan wees nie, gaan in gees daar by ons wees. En soos ons gesê het, is 'n baie opgewonde oor 14de. Die gesprekke nou die aand by die boerevereniging was nou interessant hoe hulle gevegkuns en Afrikaans toe nou uitblyk en die 2 trou met mekaar. Presies wat ons wou begin het van die begin af, maar my baie interessant hoe hulle die goedjies bymekaar sit en dan hoe lief hulle vir die Afrikaans is. Ons het nie eintlik die blootstelling noodwendig van Pretoria en als met gemengde vegkuns nie. So dit was in die begin dalk bietjie van 'n uitdaging. Want jy gaan nou geslaan word in die gesig of iets in die lyn. Maar ek moet sê my naamgenoot Driekes Du Plessis het regtig nogal vir ons almal die ding bietjie opgewonde gemaak. Ja. Hy het dit spreekwoordelik letterlik op die kaart gesit. En julle lyk skerp as dit kom by die skopboks en by die grondwerk en so. Enigiets wat jy sal uitsonder wat vir jou uitgestaan het in gevegkuns as sulks oor die laaste 6 maande. Wat my verras het is die tegniese kant en die verskeidenheid daarvan. Want jy kan die beste striker wees. Dis nie noodwendig dat jy enige oorhand gaan hê in daai kruit nie. Jy kan die beste stoeier wees. Jy kan die beste Brazilian Jiu-Jitsu wees. Jy kan die beste bokser wees. Maar as jy nie die beste van elkeen van daai is nie, het jy nie noodwendig 'n goeie kans om staande te bly en daai kruit in jou hand te laat lig. Wat 'n rol het boerdery in jou lewe gespeel in die laaste 6 maande en hoe moeilik was dit om by alles uit te kom? Dit was absoluut die grootste uitdaging, Jan. By verre was die grootste uitdaging tydsbestuur. Want jy het hierdie verantwoordelikheid tot jou boerdery, tot jou gesin, tot jou gemeenskap en Mooiroboer, hoe wonderlik dit is. Dit kan ongelukkig die top 4, 5, 6 prioriteit geniet nie. 'n Spesifieke iets wat ek agtergekom het is ek was meer genadig want jy kon jou aggressiwiteit oggend en aande of partykeer in die aande op 'n sak uithaal. En die volgende dag voel jy beter. Hoor jy? En dit was nogals lekker. Driekes Alshay, so baie dankie vir julle ondersteuning. Dankie dat julle deel is van Mooiroboer. Baie dankie. My interview saam met Jan het ek gedink ek gaan hom maar so 'n bietjie laat sweet. Want hy het my kom help stoei toe laat hy my sweet. So ek het gedink of hom 'n lekker sy eie challenge te maak. Ons gaan 'n bietjie warm sousies probeer. Het jy lekker om saam te kuier vandag? Vertel my 'n bietjie meer van wat hier aangaan. Toe jy daar by my was nou die week, toe jy my so 'n bietjie laat sweet, so toe dink ek kan maar net vir jou die $5 teruggee. Ek het vir ons so 4 chili sousies hierso. So hulle gaan van lig na warm toe. En kyk ons hoe vaar ons twee hierso. Ek hoop nou jy het Rian se swakpunt ook gekry daar in die kruit, want hierdie is letterlik my swakpunt hier vandag. So jy gaan my maak sweet. Dan maar eers enetjie probeer dan. Die ene is 7 Deadly Sins. Cheers.
Vertel my 'n bietjie van hoe jy alles ervaar die laaste 6 maande van die boerevereniging se standpunt af en hoe hulle jou ondersteun. Baie ondersteuning, hulle almal staan agter ons, die dorp staan agter ons, so ja, ek is gereed. Nee, toe hulle nou sê hoor hierdie is die hele plan van hierdie ding, toe is ek dadelik gereed. Dit was vir my, ek meen daai tyd was ek nog single, ek het nou 'n girl gekry intussen. Sy. Maar vir my was dit of boer soek 'n vrou of moere boer en genadiglik het jy my dit gespaar. So. Ja, op daai noot was ek ons tweede enetjie ander hierso, nê. Paul's Silent Saturday Sriracha. Cheers. Sy. Ek weet skoon nie wat om jou te vra nie. Hoe het die boerdery en die oefen saamgewerk en vertel my 'n bietjie meer van die journey 6 maande van hoe jy alles gehou het. Dis maar baie moeilik. Ek het nou vir my tye uitgesit wat ek kan oefen. Al die mense wat op ons plaas betrokke is, help my regtig. Hulle staan agter my so oor my middagete dan kan ek so 'n halfuur vroeër en 'n halfuur later weer by die werk opdaag. Dan kan ek nou gaan gym en in die aande kan ek gaan gym, maar oor die naweke wat ek nou veral moet Pretoria toe kom, dan staan almal in vir my so. Sonder hulle sou dit ook nie moontlik gewees het nie, maar om tyd te kry, jy kry nie regtig tyd nie, dus jy moet tyd maak. Vertel my 'n bietjie meer van die ondersteuningsraamwerk in die skema. My familie is dik agter my. Ons is 'n regtig naby familie. My ouers ondersteun my sussie wat ver is. Vir beter ondersteuning kon ek nie vra nie. My vriende is agter my 100%. Daar enetjie aandurf. Reaper pepper sauce. Vertel my 'n bietjie meer van Rian, die opponent. Hy word beskryf as hierdie verskriklike groot ou. Jy het ook genoem dat jy gewoonlik in 'n vertrek instap en jy's die groter ou, maar nou veg jy hierdie reus. Wat is jou gevoel daaroor? Hoe sien jy vir Rian? Dis verseker dis baie intimiderend. Hy lyk vir my asof sy jab het ek al gesien is hard. Maar hy is bietjie stadig, so ek hoop nou maar ek kan myself vinnig genoeg en my reaksies vinnig genoeg kry om daai jab te werk. Enige van jou geliefdes bekommerd oor jou om dit in die cage gaan wees? My meisie, ek dink sy is maar net 'n bietjie bang. Ek stap nie met my mooi gesiggie daar uit nie, maar Het in die laaste enetjie sê hulle is nou die rowwe enetjie. ja. Paul's Apocalypse Scorpion Sweet Chili. Ek weet nie of ek hierna gaan kan praat nie, maar hier gaan hy. Cheers. Sjoe. Ons gaan nou Ventersdorp toe en dan gaan besoek ons vir Dandrey Prinsloo. Nou oom Stompie, we met 'n oproep gekry van die eienaar van Moereboer van Jan af. Basies met die oproep luister, ons korte boer, iemand het uitgetrek. Hoe het julle toe gekies op Dandrey of het dit gegaan vir die ou met die mooiste snor? Ja, ek weet ja, as dit 'n snorkompetisie was Dandrey dalk voor. Jan het vir Erin en vrou gebel en toe ek weer sien toe was dit 'n WhatsApp groep op die plaas. Toe ek sien toe kom die goed op en Dandrey het sy hand eers opgesteek. Dandrey is bang vir niks. So Julle werk elke liewe dag met Dandrey. So julle weet wat sy persoonlikheid hy het, julle weet hoe hard hy werk. Vertel ons, gaan daai oor in sy oefening ook of werk hy net baie hard op die plaas? Om eerlik te wees, hy's 'n raakvat mannetjie. Ja. Hy gee altyd sy beste en ek dink met sy oefening ook. Ek dink hy bring sy tande op sy eie by sy huis. Dandrey, ons is nou 'n paar weke weg van die geveg af. Ons is nou so vinnig bietjie in die kar gesels oor hoe die voorbereiding gaan. Hoe gaan dit regtig? Is jy hard aan die oefen? Dink jy baie aan die geveg? Ek dink hier met die beeste en die stilte kry mense nogals tyd om te dink aan die geveg. Nee, definitief. Ek dink jy dink baie. Oefening, dit gaan aan. Ons oefen, maar ons is nou nader aan ons produksieveiling, so ek dink maar aan belangrike goed. Natuurlik, Moereboer het amper so op jou skoot geval. Jy is 'n ou sportsman. Jy was 'n suksesvolle rugbyspeler ook. Dink jy daai ondervinding gaan jou help? Nee, ek dink definitief. As jy kop hou, jy kan in 'n geval nie kwaad raak nie. En of ou jy slaan of nie, jy moet nie kwaad raak nie. Ek dink as jy rustigheid het, sal jy baie goed bereik in die lewe. En as jy en JW Berg moes beklei, sit jy hom neer in die eerste of in die tweede? Ek dink ons het nou een aand gevat. Op die grond sal hy my vat, verseker. Okay. Hy is bietjie swaarder as ek, hy is bietjie dikker. Maar op face-off sal ek hom kap. Jy was in Pretoria, rugby gespeel, na dit in die boerdery ingespring. Is dit vir jou amper maklik om net, jy weet, amper jou fokus te shift na die volgende ding wat jy graag wil aanpak? Ek dink as jy hou waarvan jy doen, dan is dit baie belangrik. Dit is 'n aanpassing definitief. Ek mis die Vrystaat baie.
maar dis lekker. Kon jy nou al sien dat jou lewe so klein bietjie verander het, dalk jy weet baie meer media goedjies. Ek dink jy het al ooit so baie voor kameras moes praat nie. Kan jy voel jou lewe het so klein bietjie verander van dat jy nou moereboer aangepak het? Ja, definitief. Ek het nog nooit gehad dat Tannie vir my moeilikheid gee nie, so Tannie Marie, ek kyk vir Tannie. Is dit nog steeds vir jou belangrik, jy weet, om uit te gaan op die aand en regtig 'n goeie performance op te sit vir die mense wat jou ondersteun? Ja nee, definitief. Ek dink 14 September, show and go. Dis definitief. Hoe finish jy jou geveg op die 14de September? Ek hoop die laaste ronde. Ek voel jy gaan nie eerste ronde uitgeslaan word nie. So definitief dalk die laaste ronde. Wat Andre aanbetref, hy's nog nie baie lank hier nie. Altyd gewillig om te help. Ek het 'n bang haar op sy kop. So ek dink hy's 'n lekker ou. Ek dink persoonlik dink ek hy rely heeltemal te veel op sy natural talent. Ek ken vir Stef en ek weet ou Stef is 'n plusgetroue ou. Die ou teen wie hy gaan beklei, maar ek dink Andre se kop is baie reg. Hy gaan sterk wees. As ek Andre was, sou ek dalk so 'n klein bietjie meer geoefen het. Ons maak nou 'n draai in Secunda by David Lou. Baie dankie dat julle ons hierso het met wat nou amper 'n toetsfasiliteit gaan word. Julle is besig met 'n baie groter dinge. So vertel ons asseblief presies wat gebeur hierso. So in 2019 het ek Stefan Driedix ontmoet deur ons ander vernoot Emilio. En hy het al vir die laaste 12 jaar al besig met aquaponics. En ons het so 3 jaar terug toe begin ons met hierdie toetsfasiliteit en ons het begin. En ons is nou besig om van 6.000 blaarslaaie op te gaan na 120.000 blaarslaaie vir fase 1. So ons het 'n paar fases wat ons gaan doen en ons sien baie uit, ja. Nou, ek dink is veilig om te sê daar's nogals baie blaarslaai dan in jou dieet, né? Daar's baie blaarslaai en baie spinasie ook. Ons doen 'n bietjie spinasie. Gaan jy aangaan met die sport as jy klaar is met moereboer? As ons klaar is met moereboer, sal ek nog steeds 1 keer 'n week jiu-jitsu toe gaan, boksing toe gaan 1 keer 'n week, maar ek wil graag op my musiek fokus. Ek speel dromme en ek wil graag baie meer professioneel dit doen. Vertel ons, hoe is dit om te sien dat die mense in die dorp julle so sterk ondersteun? Ons het 'n dorp van 7 of 8 groot dorpe bymekaar wat baie mense maak. En in die hele area is daar baie ondersteuning gewees. En ek sien uit, jy weet, om my mense ten minste trots op te maak dat ek van hier af is en dat hulle my ondersteun. Tussen coach Stefan of coach Cedric, wie het jou nou al die hardste getimmer? Nee, ek dink ek het al meer gerol met coach Stefan. Okay. So ek dink hy het al die meeste shots ingekry. Hoe dink jy finish David sy opponent? Wanneer David gaan vir hom kliphard slaan op die voete, maar hy gaan vir hom duik en hy gaan vir hom op die grond piets, soos wat 'n sandsak vasgestamp gaan wees. Ja. En as jy moet raai watse ronde, 1, 2 of 3? Sjoe, ek ronde 1. My geld's op ronde 1. David gaan dit goed. Hy leer ook die basiese goed. Hy's fiks. Hy's lus vir die ding, so dit gee hom baie groot advantage en ja, David lyk goed en ek dink hy gaan 'n groot show opsit al by Moereboer. Hy lyk great. Dit gaan baie goed met Rian se voorbereiding. Hy kom hier en ons leer vir hom net die basiese tegnieke hoe om 'n fight te wen. Rian doen amazing. Hy was 'n bouncer, so hy kan bietjie perre. So nee, dit gaan goed. Rian finish sy fight in die eerste ronde. No doubt about it. David doen dieselfde. Die manne van Mpumalanga represent en 2 arms word gereis. En laastens gaan ons Middelburg toe na Erik Passon. Erik, ons is nou hier so by julle huis. Baie dankie vir julle gasvryheid. Ek wil graag met jou gesels want ek dink uit die 12 boere uit dink ek regtig jy is die besigste van al die 12. Verduidelik vir ons bietjie, hoe lyk jou dag tot dag skedule? Ja, dit is baie moeilik om jou dag te bepaal. Jy kan maar bitter min beplan. Dit is meer op die besige tye op die plaas, soos 'n stroop of 'n plantyd, is ek baie meer daar. 'n Normale week tot week, as dit nie daai tye of die seisoen is nie, dan sê ek maar in die dorp by die besighede. Toe jy nou die nuus gekry het van Moereboer, wat was amper die eerste indrukke van die reeks en die idee? Ek het eers gedink Moereboer, so dis obviously ietsie met 'n fight uit te maak. En nee, ek het dadelik vir hom gesê,
nee. En toe sê hy wil baie graag en hy wil dat hy regtig graag teen sit. Okay, nee, dan gaan jy maar moet begin oefen. Toe vind ons uit, my keiserdatum is 2 dae na die fight. Ja, so hy gaan 10-1 sy baba ontmoet met 'n blou oë. Ja, so julle het 'n baie besige week wat dan voor lê vir daai week. Kan julle voel dat in die dorp of in jou kringe dat daar ongelooflik baie ondersteuning is vir jou wat hierdie uitdaging aanpak? Ja, kyk definitief. Daai is veral om 'n kampvuur is dit nou 'n interessante gesprek. Ek het sommer 'n klomp byname bygekry. Ons is in die konstruksiebedryf, so nou is my bynaam op 'n site sommer betonbeson vir een of ander rede. Ek is amper seker jy het nou net jou fight naam vir jouself bietjie vasgemaak. Ja, ek dink ons gaan 'n bietjie van 'n kompetisie so hardloop. Ek dink 1 skoot op elke geweer. Beste uit 3. Dis 100 ons kan so maak. Watse gewere gaan ons skiet vandag? 225 semi-auto halgeweer. Die man met die vraggevoete LM5. Nou is die pressure op jou. Tweede skoot. Ons is nou 1-1 so ver. Okay, so dit is nou 1-1. Ons het beide gemis met daai LM5. So ons is nou af na die halgeweer toe. Blikkie gooi en hier is vir die wen. Boom. Dis joune. Dankie, ek waardeer. Hoe voel dit? Jy weet, dis 'n paar weke uit van die fight af. Hoe voel dit om so naby te wees? Ek is baie opgewonde. Ek dink dis nou dit begin nou deurkom. Dis nou reël, maar is nou naby. So die prep is lekker. Maar hierdie is nie al nie. Ek gaan net gou vir jou surprise gee wat jy gaan skiet en dis lekker skadeoefening. Okay. In die volgende episode van Moereboer gaan die rooi span en die blou span mekaar uitdaag in 'n fisiese aktiwiteit.